Goeiedag en welkom hier by Oase Aanlyn. My naam is Marius en dit is vir my 'n groot voorreg om vanoggend saam met jou te kan kuier en die woord met jou vandag te kan deel hier by ons Oase Aanlyn gemeenskap. En voordat ek vir ons bid en hierdie boodskap begin vanoggend, wil ek graag net welkom sê aan almal wat werklik oor die wêreld kyk. Ons het mense van Amerika, van Australië, van Noorwe wat ons laat weet dat hulle kyk saam met ons. Ons het mense hier in Suid-Afrika van kusdorpies tot in die binneland, waar ook al jy vandag vanaf kyk. Baie welkom. Dit is vir ons so lekker dat jy saam met ons inskakel en soos wat ek elke week vra, laat weet ons aan die onderkant wie kyk hierso. Wanneer ons in die week bid vir ons gemeente, dan maak ek 'n punt daarvan om te bid vir die mense wat ook komment en sê, hoor jy, ek kyk van hier en hier af. En iemand het in die week gekomment, ons kyk elke week van Pretoria af. En so dis my belangrik, want dan bid ek ook vir julle. As ek jou dalk nie kan sien nie, dan weet ek vir wie om te bid. So asseblief, skryf jy in die komment, kyk van jou naam en van waar af jy kyk. Dit is my voorreg om saam met jou te kan bid en saam met jou te kan groei. Voor ons in die woord inspring, kom ons bid saam en ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Here, dankie vir hierdie oomblikke saam wat ons vandag aanlyn het. En dankie vir tegnologie, Here, wat die spasie wegvat, Here, vir u woord om verkondig te kan word, Here. Soveel van ons aanlyn familie, is mense wat dalk van Klerksdorp af verhuis het na ander lande toe, waar Afrikaans nie so baie gepraat word nie. Mense wat dalk siek is by die huis en nie kan uitkom nie. En as gevolg van die vermoë wat u ons gegee het om tegnologie te kan ontwikkel en hierdie boodskappe te kan opneem, Here, kan hierdie boodskap vandag deur tyd en deur afstand trek om mense se lewens te kan verander, Here. So mag ons vandag aangespreek word deur u woord en groei deur u woord, Here. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Okay, so kom ons duik in die woord in. Ek wil vandag met jou praat oor rentmeesters van aandag. Nou as jy ons volg die laaste paar weke, wat ons besig is om hierdie kwartaal oor te praat is ek en my huis. En die idee van hierdie reeks is om te ontdek watse ritmes het ons nodig, gewoontes, klein goed wat ons kan verander, wat ons help om nader aan God te groei as huisgesinne. En as jy enkellopend is, jy en jouself, wat is die goed wat jy in jou lewe kan inbou om seker te maak jy groei en word die persoon wat God wil hê jy moet wees. Jy sien dit pas aan by ons jaartema, waar ons jy uit 1 Johannes uit leer, waar Jesus sê, as julle sê julle is my volgelinge, moet julle ook doen wat ek gedoen het. En ons tema is voetspore. En ons wil in Jesus se voetspore loop, ook met ons gewoontes. En die gewoonte waaroor ek vandag met jou wil praat, is die gewoonte van rentmeesterskap. Nou gaan nou 'n gedeelte uit Lukas 19 uitlees wat vir jou die gewig gaan verduidelik van rentmeesterskap. Maar ek wil vanoggend graag begin met 'n storie om vir jou te verduidelik wat rentmeesterskap is. Rentmeesterskap is wanneer iemand vir jou iets gee en jy moet verantwoordelikheid daarvoor vat, maar dit is nog nie joune nie. Dit behoort nie aan jou nie. Dis net aan jou geleen, maar jy gaan verantwoording moet doen wat jy met daardie ding gedoen het. Soos byvoorbeeld, as jy 'n kind het en hulle is 17 jaar oud en hulle het hulle leerlinglisensie gekry en jy gaan ry nou saam met hulle in die kar en dan word hulle 18 en hulle kry hulle eie lisensie, maar hulle het nog nie hulle eie kar nie. En hulle vra vir jou, pappa, mamma, kan ons dalk jou kar leen? Ek wil graag iewers heen gaan. Ek wil mall toe gaan of by 'n vriend of vriendin gaan kuier. En jy sê vir hulle, my kind, jy mag maar my kar gebruik. Daardie is die perfekte voorbeeld van rentmeesterskap. Jy gee nie vir hulle die daad van die kar nie, jy gee nie vir hulle die eienaarskap van die kar nie, maar jy leen aan hulle hierdie kar. Wat beteken die brandstofverbruik? Hoe hulle, jy weet, ry in die spoedgrens. Waar kan hulle beweeg met daardie kar? Waar hulle parkeer met daardie kar? Waarheen hulle ry met daardie kar? Hulle gaan verantwoording doen wat hulle doen met daardie voertuig. So wanneer hulle by die huis kom en jy kry dalk oor 'n maand of oor 'n paar dae 'n SMS soos wat ons dikwels hier in Klerksdorp kry as jy op sekere plekke ry, you have been speeding, please pay fine immediately. Dan moet jou kind verantwoording doen want hulle het met die kar dalk gery waar hulle nie moes nie of vinniger gery as wat hulle moes. En alhoewel die kar nie aan hulle behoort nie, moet hulle verantwoordelikheid vat. En jy gaan dalk heel moontlik vir hulle sê, jy mag nie weer die kar hê nie. Of jy gaan heel moontlik vir hulle sê, jy gaan die sak geld kry vir die volgende 2 maande nie, want ons moet daai R2000 boete betaal. Nou, ek hoop nie dit het al met jou gebeur nie, maar dit is 'n goeie beskrywing van rentmeesterskap. En die woord rentmeesterskap is een van ons 5 waardes hier by Oase gemeente. Nou, ek wil jou vinnig vertel van hierdie 5 waardes en dan gaan ons gaan na Lukas 19 toe. Die eerste waarde vir ons is altyd woord. Alles wat ons doen by Oase gemeente moet gedryf word uit God se woord uit. As dit nie in God se woord sy fondasie vind en dit ons wegspringplek is nie, dan is ons besig met selfverheerliking, so woord. Die tweede ene is worship.
Jy sal weet, as jy ons aanlyn dienste kyk of al ruk lank saam met ons op pad stap, ons is ongelooflik passievol oor worship. Nie net om as gemeente saam te sing nie, maar ons voel in ons gemeente het die Here vir ons die vermoë gegee om te skryf. En daarom, en dit pas in by rentmeesterskap, glo ons dat ons is rentmeesters van worship musiek in ons gemeente en om dit te skryf, so worship. Derdens het ons koinonia. Koinonia beteken om saam te kuier. Daarom vir jy wat nie hier by ons is nie, kan ek jou vra, as jy ooit in Klerksdorp is, laat weet ons, al is jy net vir die dag hier of jy ry net hier verby, laat weet ons, een van ons spanlede sal asseblief saam met jou wil kuier, want dis vir ons 'n waarde, dis vir ons belangrik. Maar dan is ons vierde waarde rentmeesterskap. En rentmeesterskap is hierdie wat ek nou net verduidelik het, is ons vat verantwoordelikheid, selfs al besit ons nie iets nie, vat ons verantwoordelikheid, want God het ons sekere goed toevertrou. En so ek gaan jou wys uit Lukas 19 nou uit, hoe rentmeesterskap so naby aan God se hart is. En lees asseblief saam met my. Ek lees vir jou vanaf vers 11, het sê die volgende. Nadat die mense na Jesus geluister het Jesus self voortgegaan om 'n volgende gelykenis vir hulle te vertel. Die aanleiding was dat Jesus naby Jerusalem was en die mense gedink het dat die koningsheerskappy van God skielik enige oomblik sou begin. Jesus het gesê: 'n sekere man van hoë afkoms het na 'n afgeleë landgebied vertrek om 'n koningskap te bekom en dan weer terug te kom. Hy het sy 10 slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê: "Gaan doen besigheid daarmee totdat ek kom." Nou vir 'n oomblik net gerus stil staan. Jesus is besig om hulle te vertel van homself. Hulle besef dit nie in hierdie oomblik nie, maar ons weet dit nou. Hy praat van 'n man wat na 'n ander land toe gegaan het om 'n koning te word en dan gaan hy terugkom. Is dit nie Jesus nie? Hy is hier tussen ons, deur die kruis word hy sterf, maar gaan sit langs die Vader, word gekroon as koning en hy kom weer eendag terug. Ek weet nie of julle weet nie, maar die vroeë kerk het mekaar altyd gegroet met hierdie woorde Maranatha. Maranatha beteken hy kom weer terug. En so Jesus verwys hier na dit toe. Hy sê, hoor hierso, ek gee aan julle iets wat nie julle sin is nie, maar ek gaan terugkom. En nou hoor wat gebeur toe hierdie koning terugkom. Dit sê die volgende, hy sê, hy het sy 10 slawe geroep en aan hulle 10 goue muntstukke gegee en gesê, gaan doen besigheid daarmee totdat ek kom. Sy landgenoot het hom egter gehaat en 'n afgevaardige agterna gestuur om te sê, ons wil nie hierdie man as koning oor ons hê nie. Net so interessant, dis weer eens 'n verwysing na Jesus, na hierdie bose wêreld, wat sê ons aanvaar nie Jesus as koning nie, maar dit het hom nie gekeer nie, hy kom nog steeds terug as koning. Dan sê dit by vers 15, nou net gou interessant, alhoewel die wêreld nie wil hê Jesus moet terugkom nie, want hy gaan hulle oordeel oor hulle foute en hulle sonde en goddeloosheid en die feit dat hulle sonder hom geleef het, die mense se opinie of Jesus gaan terugkom maak nie saak nie. Jesus kom weer terug, want hoor wat sê vers 15, het sê, by sy terugkoms, nadat hy die koningskap ontvang het hy hierdie slawe aan wie hy geld gegee het geroep, met die doel om agter te kom watter wins hulle gemaak het. Die eerste het aangetree en gesê, meneer, u muntstuk het 'n wins van 10 muntstukke opgelewer. Sy reaksie was, knap gedaan, goeie slaaf, omdat jy in die geringste getrou was, kry jy nou beheer oor 10 stede. So, ek het vir jou 10 gegee, jy het hierdie een ding gevat en jy het 10 gemaak, wel, dan, hy sê, toe kom die tweede slaaf en sê, meneer, u muntstuk het 5 muntstukke opgelewer. Aan hierdie slaaf sê hy toe, jy kry beheer oor 5 stede. Nog een het gekom en gesê, meneer, kyk, hier is u muntstuk. Ek het dit in 'n doek gaan wegsteek. Hoekom? Want ek was bang vir u, omdat u 'n hardvogtige besigheidsman is. U eis wat u nie belê nie en die oes waar u nie gesaai het nie. En hoor hierdie koning se reaksie. Hy sê vir hom, uit jou eie mond oordeel ek jou nou. Jy is 'n slegte slaaf. Jy was deeglik daarvan bewus dat ek 'n hardvogtige man is, wat opvra wat ek nie belê het nie en oes waar ek nie gesaai het nie. Waarom het jy nie dan maar geld in 'n bank belê nie? Dan sou ek dit met rente by my terugkeer kon gekry het. Hy het toe vir die omstanders die opdrag gegee, vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 muntstukke het. Hulle antwoord hom, meneer, hy het dan al reeds 10 muntstukke. En hoor hierdie vers 26 is so belangrik. Hy sê, ek sê vir julle, aan elkeen wat het sal gegee word en van hom wat nie het nie sal ook weggevat word wat hy besit. En daardie mense wat teen my vyandig was, wat nie wou hê dat ek koning oor hulle moet wees nie, bring hulle hier en maak hulle hier voor my dood. Dit is 'n ongelooflike skrifgedeelte met so baie profesie oor wat in die toekoms gaan gebeur. Maar die ding wat ek
vandag op wil fokus, is nie die feit dat ons 'n koning het wat terugkom nie. Ek hoop jy glo hierdie. En ek hoop jy sien uit vir Jesus se terugkoms. Ek hoop jy verstaan dat wanneer Jesus terugkom, gaan ek en jy verantwoording moet doen vir dit wat hy ons mee toevertrou het. En ek wil vir jou 2 gedeeltes lees, een uit die Ou Testament en een uit die Nuwe Testament, wat vir ons wys dat alles op hierdie aarde behoort aan God en daarom is ons rentmeesters. Ek lees graag vir jou Psalm 24 vers 1. Dawid sê die volgende, hy sê die aarde behoort aan die Here en alles wat daarop is, die wêreld en die dinge wat daarop lewe. Alles behoort aan God. So dis Ou Testament. Dawid skryf hier in die Psalms. Maar dan kom Petrus. In 1 Petrus 4 vers 10, een van Jesus se disippels. En hy sê die volgende, hy sê God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Genadegawe is hierdie goed wat God binne in ons sit, wat nie van onsself is nie, maar wat geskenk uit God se hand is om die wêreld 'n beter plek te maak. Hy sê met hierdie gawes moet julle mekaar dien sodat God se rykende genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Jy sien, hier sien ons in die Ou en die Nuwe Testament dat ons gaan eendag voor God verantwoording moet doen vir dit wat hy ons gegee het. Nommer 1, soos ons lees in die Ou Testament, ons besittings wat ons om ons het. Ek gaan nou 'n bietjie meer sê, dis nie net jou finansiële besittings nie, ons groter is dit, maar wat ons sien is nie net wat God buite ons gesit het soos ons lees in die Ou Testament nie. Ons sien in die Nuwe Testament ook dit wat God binne in ons geplaas het. Jy sien, hierdie is die ding wat ek hier nodig het om te verstaan. Eendag gaan ek en jy, elke man en vrou wat ooit geleef het, gaan ons voor God staan. En God gaan sê, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Hy gaan ons vra, basies hierdie vraag, was jy 'n goeie rentmeester? Dit wat ek in jou toevertrou het. Het jy dit meer gemaak? Was jy intentioneel daarmee gewees en het jy seker gemaak dat ander se lewens is beter daarmee? Nou, dis maklik om my gedeelte te lees, wat ek vir jou gelees het in Psalm 24 en te dink dat al wat hierna verwys is materiële besittings, maar dis soveel meer as dit. Ek wil met ons ouers praat wat aanlyn kyk. Ouers, besef jy dat jy gaan eendag voor God staan en hy gaan vir jou vra, was jy 'n goeie rentmeester van jou kind se lewe gewees? Hier is vir jou 'n baie vreesaanjaende statistiek, is dat as jou kind klaar maak met hoërskool en jou kind gaan uit die huis uit, het jy 80% van die tyd wat julle saam sou spandeer het, reeds saam met hulle spandeer. Nou vir my as 'n pappa met 'n seentjie wat nou 8 jaar, amper 8 jaar oud is en een wat net oor 1 jaar oud is, dit maak my angstig om te dink hoe min tyd ek eintlik saam met my seuns het. En so wanneer hulle die dag 18 is, en daai jaar matriek skryf en hulle sê bye, dat ek 80% al reeds saam met hulle spandeer. Hier's die vraag, ouers, as jy daai 80% vat, hoe het jy daai 80% spandeer saam met hulle? Het jy jou kinders verbeter? Het jy moeite gedoen om in hulle lewens in te spreek? Jy sien, want ons gaan eendag as ouers rentmeesters verantwoording moet doen en God gaan sê, het jy jou kind vermeerder? Het jy hulle gees laat groei? Het jy hulle nader aan my gebring? Ek en jy gaan verantwoording daarvoor moet doen. Wanneer ons babas toewy, is een van die goed wat ons gereeld in die gemeente doen, is so ten minste 1 keer 'n maand het ons 'n paar ouers hier op die verhoog wat ons die voorreg het om voor te bid en hulle na Jesus toe te lei en te sê, ouers, julle het Jesus nodig. In daardie oomblikke wanneer ek met die ouers gesels, dan sê ek altyd vir hulle, besef julle dat die woord sê kinders is geskenke uit God se hand uit en dat ek en jy gaan voor God eendag moet staan en vir hom sê wat het ons met hierdie kinders gedoen. Maar meer as dit, ek wil vandag vir jou vra, as jy getroud is, as God na jou huwelik kyk, het jy jou huwelike meer gemaak? Of het jy dit partykeer net dieselfde gelos soos wat jy dit gekry het? Jy sien die uitnodiging, en wanneer ek met huwelikspaartjies hierdie pad stap voordat ek hulle trou, en selfs na die tyd as hulle dalk probleme in hulle huwelik het en ons journey saam oor hierdie goed, dan vra ek altyd vir hulle die vraag, hoor hierso, wat is jy besig om te doen om jou huwelik te verbeter en te vergroot en die impak van jou huwelik te vergroot? Want dis vir my soos 'n genadegawe wat God vir jou gegee het, is ek kan my vrou dien, ek kan my man dien. En eendag gaan jy voor God staan, man, en jy gaan voor God moet sê, Here, hier is hoe ek die bruid wat U aan my toevertrou het, hier is hoe ek haar hanteer het. Het ek al meer gemaak van wie sy is? Of het ek al minder gemaak? Of het ek al maar net dieselfde gelos? Vrouens, jy gaan nou voor God staan en God gaan vir jou vra, hierdie man wat ek vir jou gegee het jy in hom ingespreek? Het jy hom laat glo dat hy my nodig? Wat het jy gedoen met hierdie man wat ek in jou toevertrou het? Maar net so kan ons dit vat na jou werk toe. Jy weet, as ek en jy voor God eendag moet staan en hy sê vir ons, hoor hierso, hierdie werk wat ek jou gegee het, of dit nou 'n ingenieur is, 'n tikster is, jy weet, 'n onderwyser is, of jy werk by Eskom, jy's 'n pastoor, wat ook al jou beroep, jy's 'n huisvrou, huispa, jy's afgetree,
En daardie tyd wat jy het en jy staan voor God, wat gaan God eendag vir jou sê? Gaan hy vir jou sê, ek is so trots op jou. Oor min was jy getrou en oor baie sal ek jou nou aanstel. Wat gaan God se woorde aan jou wees? My hart se begeerte vir elkeen wat deel is van ons gemeente, of dit nou aanlyn of hier in persoon is dat dit manne en vroue sal wees wat sal sê, ek is 'n goeie rentmeester van dit wat God aan my toe vertrou het. Ek gaan intentioneel wees dat ek alles, of dit nou my kinders is, my man en my vrou is, my werk is, my vriendskappe is, jy kan daai lys inkleer soos jy wil. Die invloed wat jy in jou lewe het jy dit meer gemaak. Dieselfde met jou finansies. Jou finansies, as jy vandag na jou finansies moet kyk, is jou finansies net vir jouself of is jy besig om 'n impak aan ander se lewe te maak? Sien, ek kan nou vandag vir jou sê, elke keer wanneer jy gee hier aanlyn, dan help dit ons om vir oor die 75 gesinne elke maand kos te gee. Sien, dit is, ek het nie net dit vir myself gehou en vir my 'n nuwe paar skoene gekoop of 'n nuwe dit en 'n nuwe dat en ek kry die mooiste nuwe kar. Maar ek het ook my geld gevat om 'n impak te maak aan ander mense se lewens. Maar rentmeesterskap gaan nie net oor geld nie. Dit is my belangrik dat jy hier sal verstaan, jy gaan ook oor jou finansies eendag voor God moet verantwoording doen. Wat het jy met jou geld gedoen? Jy weet, en wanneer ons so na ons lewens begin kyk, dan kom ons agter dat daar party plekke wat ons vandag nie goeie rentmeesters is nie. En dikwels is die rede hoekom ons nie goeie rentmeesters is nie, as gevolg van wat gebeur met die derde slaaf. As jy mooi saam met my sal kyk in Lukas 19, sê dit die rede hoekom die derde slaaf opgetree het, is as gevolg van vrees. En so ek wil vandag vir jou sê, as jy hier na luister, jy sê, Here, ek is bang om my geld te gee, want ek is bang ek kom nie deur nie. Ek wil jou vra, toets die Here. Malagi sê, toets die Here en kyk of hy vir jou sal deurkom. Ek wil jou vra, as jy dalk vandag hier sit en jy sê, Here, ek wil nie vertrou op my finansies, maar ek weet nie hoe nie, doen dit. As jy 'n man of 'n vrou is wat getroud is en jy sê, Here, ek weet ek is nie goeie rentmeester nie, maar Here, ek is bang as ek gaan sê, ons gaan saam begin bid en ek gaan my huwelik meer maak, dat my huweliksmaat gaan dink ek is mal. Toets die Here in dit en kyk wat hy in jou huwelik doen, kyk hoe verander hy jou huwelik, selfs met jou kinders. Begin sê, Here, ek wil goeie rentmeester wees. Daar waar ek my aandag sit, wil ek hê, Here, dat ek 'n goeie rentmeester vir my aandag sal wees. Dit waar ek my fokus stel, Here, ek wil 'n rentmeester wees van my oë, waarna ek kies om my tyd te spandeer. Want 'n ander ding wat ek en jy moet besef is ons moet rentmeesters van ons tyd wees. En vir my kollegas hier by die kerk sê laasweek vir my toe ek met hulle deel oor waar ek vandag met julle gaan praat, sê hierdie vrou vir my, sy sê vir my, as ek in die aand in die bed lê, dan dink ek aan my salaris. En ek vra die Here die vraag af, Here, het ek vandag my tyd op so 'n manier spandeer dat ek my salaris verdien het? Want as ek nie het nie, was ek nie 'n goeie rentmeester nie. En dit het so met my hart gepraat om te besef, elke dag het ek die geleentheid om op te daag. Maar as ek heeltyd op Facebook is, as ek die hele tyd op Instagram is, as ek die hele tyd kyk na goed wat ek nie na moet kyk nie, dan ontneem ek myself van om 'n goeie rentmeester te wees van die tyd. As ek die tyd wat ek hier by die werk het gebruik om aan ander in te belê, dan gaan ek en ek maak ander beter. Maar dikwels doen ons dit nie, want ons leef in vrees soos hierdie derde slaaf. Wat as ek misluk? Jy sien, in die meeste van die tyd is, wat as ek misluk? Wat as ek geld gee en ek is arm? Wat as ek in my man of my vrou inbelê en hulle lag vir my of hulle dink ek is mal? My kinders lag vir my kinders luister nie vir my nie. Wat as ek by die werk hierdie doen en hierdie aksie is nie wat ek gedink het dit gaan wees nie? Wat as ek probeer vermeerder maar dit misluk? En daai vrees dikwels weerhou ons om te wees wie God wil hê ons moet wees. En ek wil vandag vir jou sê, die woord van die Here sê, daar waar die gees van die Here is, daar heers vryheid en nie vrees nie. En so aanlyn kyker, ek wil vandag vir jou sê, ons wil as 'n familie wat ver is, moenie in vrees leef nie. Sien, ek wil vandag hierdie boodskap afsluit deur vir jou te sê, iemand maak die opmerking in hierdie week wat deel is van ons span. Wat sou gebeur as die een wat die een gehad het wat teruggekom het en gesit het en begrawe? Wat sou gebeur het as hierdie persoon gegaan het, hierdie een muntstuk gaan probeer iets met hom maak het en daai muntstuk verloor het? Sou die oordeel van God dan gewees het, van die koning wat teruggekom het, sou dit gewees het, jy's 'n slegte slaaf, hoe kon jy my geld verloor? Of sou dit gewees het, hoorie so, die een wat 10 gekry het, gaan vat van sy wat hy ekstra gekry het, gee vir hierdie ou dat hy weer probeer, want hy het geleer uit sy fout uit. Jy sien, God is nie bang vir ons mislukkings nie. Inteendeel, ek het agterkom my eie lewe, dis in daai mislukkings wat ek al hoe meer agterkom, dis nie ek nie, maar God wat my talente en my geld en my familie en my man wees en wat ook al vermeerder as ek misluk. Dis nie ek nie, dis hy. En so dikwels is ons bang vir daai mislukking, want dit is nie lekker om te misluk nie. Kan ons vandag vir mekaar eerlik sê, dis aaklig om te misluk. Maar weet jy wat?
Dis daai oomblikke wat ons, soos ons laasweek aanlyn gesê het, is wanneer 'n liefdevolle Vader kom en hy tel ons op en hy sê ek is lief vir jou. Kom ons probeer weer. Ek is vas oortuig dat God gaan eendag as jy misluk het, jy het probeer maar jy het misluk, gaan hy sê wel gedaan my goeie en getroue diensknegt. Dankie dat jy probeer het. Hier's waar jy fout gegaan het, kom ons probeer weer. Kom ons maak dit reg. Sien want dis wat 'n liefdevolle Vader doen. Wanneer my seuns 'n fout maak, dan vat ek nie hulle erfgeld weg. Ek vat nie hulle kindskap weg nie. Ek sê vir hulle wat het fout gegaan en ons probeer weer. Dis vir my so belangrik. Rentmeesterskap is dit. Ons gaan eendag voor die liefdevolle Vader staan. En 'n kind staan nie voor vrees vir sy ouers, nie in 'n gesonde verhouding nie. En ek wil daarom vir jou vra vandag, wanneer jy tot God nader, as jy die vraag vandag eerlik moes beantwoord, is ek 'n goeie rentmeester? Kan jy sê ja, ek's 'n goeie rentmeester van die gawes wat God in my gesit het om ander te dien, om uit te reik na hulle wat nie het nie? Was ek 'n goeie rentmeester vir my finansies? Was ek 'n goeie rentmeester vir my tyd, wat ek my aandag gaan gee? Was ek 'n goeie rentmeester vir my verhoudings? En as jy vandag hier sit en ons iets wat jy oorwonder, wat jy sê, ek was nie 'n goeie rentmeester van dit nie, kan ek jou vra om hierdie video af te sit nou, en met God te gaan praat en te sê, Papa, ek is jammer, ek het misluk, maar help my. Help my dat ek nie, dit wat ek gaan begrawe het, dat ek het sal opgrou, en dat ek iets daarmee sal doen. En ek weet, U sal my help, dat dit meer kan word, en 'n impak kan maak. Want hier is die realiteit. Wanneer ek en jy ons Vader vertrou, en ons leef op so 'n manier, dat ons, dit wat God ons gegee het, meer maak, dan maak dit die wêreld 'n beter plek. Ek wil vandag jou challenge, waar wil jy hierdie boodskap vanaf kyk? Gaan maak die wêreld 'n beter plek. Dis die uitnodiging van God aan my en aan jou. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ek wil jou los met 'n uitdaging, om elke dag hierdie week, vandat jy hierdie boodskap geluister het, elke aand in jou bed, te gaan lê en vir jouself hierdie vraag te vra, vandag was ek 'n goeie rentmeester van, en dan dink jy van die oggend jy opgestaan het, tot daar waar jy nou lê en jou oë toemaak, en vra jouself die vraag af, hoe het ek my tyd en my energie vandag spandeer? Was ek 'n goeie rentmeester? Ja of nee? In die areas waar jy nie was nie, dan vra jy, sê, Here, help my, ek het hier in vrees geleef, Here, ek was hier in ongehoorsaamheid, help my om môre dit reg te stel. En doen dit vir 'n week, en kyk hoe jou lewe verander. Dankie dat jy vandag saam met ons aanlyn gekuier het. Ek hoop hierdie boodskap het jou gebless. Kan ek jou vra, daar's soveel ander mense aanlyn wat nodig het om hierdie boodskap te hoor. Share, like, comment, dit help ons om hierdie boodskap by ander mense uit te kry. Seën jou en mag jy 'n ongelooflike dag verder hê.